Ons gaan naand almal, weer 'n bietjie daar, dankie Paul. Ons gaan 'n paar liedere vooraf sing, wat baie mooi inpas by die lydenstydperk, wat ons tans in is. Eerste is Vonk 194, daarvan gaan ons verse 1 en 5 sing. Was jy daar toe die Heer gekruisig is? Was jy daar toe hy wreed mishandel is? Daar aan die kruis het hy betaal vir al ons sonde. Verse 1 en 5. Volgens lied 387 uit ons liedboek natuurlik. O Heer uit bloed en wonde. Lees net vir ons daai eerste vers. O Heer uit bloed en wonde, uit kruishout, haat en hoon, blyk duidelik hoe die sonde die liefde ru beloon. Ons sing daarvan die eerste, tweede en die vierde.
af met lied 396, aanskou die heiland, sien die kruis, verwasend hoe oud van hierdie liedere is. Hierdie een dateer oorspronklik uit 1707, omdat die naam verskyn, When I Survey the Wondrous Cross. Ons daarvan gaan ons sing 1, 2 en 4. Goeienaand. Ek hoop dit is vir julle elkeen 'n mooi ervaring vanaand hier en dat julle teenwoordigheid van ons Here ook sal beleef in alles vanaand in die keuse van die liedere, in die teks, in ons nagmaal en in ons saamwees. Ons het die voorreg om die pad te kom loop, in die voetspore te loop van wat Jesus vir ons kom verander het. Totale omgewing, totale omwenteling hier op aarde het hy kom vernuwe. En mag dit vanaand vir jou ook 'n mooi belewenis wees. Ek sien ook 'n paar gaste so hier tussen ons. Mag dit vir julle ook 'n heerlike belewenis saam met ons wees. Twee afkondigingkies net. Die eerste ene is, ons het kollekte vanaand by die deure. So dit gaan nie, jy weet, in die banke opgeneem word nie. So kollekte vanaand by die deure as jy uitstap asseblief. En dan onthou nou, môre is Vrydag. Ons weet wat vanaand beteken, ons weet wat môre beteken, maar Sondag is aan die kom. En Sondag wil ons graag, julle gaan nou later in die diens sien, gaan hier so 'n doringdraad kruis kom, wat in die diens gaan inkom. En daai doringdraad kruis wil ons toemaak met blomme. So ons wil vir julle vra, bring elkeen sommer 'n blommetjie, of 2 of 3 dae uit die tuin uit. Dis opstanding Sondag, ons trek vrolik aan, en dan gaan ons sommer uitspattig op die Here dien, en beleef. So ons wil daai kruis vol vir julle blommetjies maak. Dit gaan nie voor in die kerk wees, so vir Sondag asseblief onthou om blomme saam te bring, en daar, of jy nou in die buurman se tuin vat, of jy hom hier van die pastoriese bougainvillea boompie afsteel, maak die saakie, bring hom net, kom maak dit net mooi. Ons vier Jesus se opstanding. Vanaand egter, hier in die groot lydingsweek, dink ons daaraan dat Jesus die nagmaal kom instel het.
In hierdie een daad vat hy die ou verbond en hy vernuwe dit. En hy breek al die mure wat in die ou daad deur die ou Jode opgebou is, en hy breek dit af in die daad van die nagmaalse instelling, en dan nou ook môre se kruisiging, kom maak hy die wêreld vir ons die moeite werd. En dit is waarom ons vanaand hier is, en dis waaraan ons dink. So ons gaan begin deur sommer terwyl ons so sit, 2 liedere saam te sing, 2 na mekaar uit die liedboek, lied 170, heilig, al 2 se name is heilig, heilig, heilig. Nou lied 170, dit is, daar is al sy woorde, my hart, my Heer, aanbid U, my hart is bly en roep dit uit, U is heilig, Heer. Ons gaan hom 3 keer sing, maar julle moet nou eers luister, die fluit gaan hom eers vir ons 1 keer speel saam met die orgel, en daarna gaan ons hom 3 keer sing. En dan gaan ons sommer spontaan oor na lied 171 toe, wat ons goed ken.
Genadige Jesus, gee dat terwyl ons U in U voetspore op U lydensweg volg, ons harte gegryp sal word deur ware berou, sodat ons trane kan verander in vreugde, soos U ons vrymaak. Amen. Geliefdes, wees gegroet in die naam van Jesus Christus, die Seun van God, wat die lydensweg geloop het, tot die absolute uiterste toe, tot die dood aan die kruis. En om het ook saam te herdenk, en saam daaroor te dink vanaand, sing ons lied 386, en ons gaan dit staande doen, ons sing vers 1 en 2, Jesus, dit wat U moes ly, bly in my gedagte. Vers 2 sê, aan die kruis het U geroep in die sterwenslyding. Kom ons staan, kom ons sing hierdie lied, vers 1 en vers 2, lied 386. Verstaan ek nie lekker nie, maar weet net, dit is op leengoed. Ons projektors het verlede week, of die week voor het ingegee, so dis hoekom ons nou so jammer daaroor. Ons lees vanaand uit Psalm 105. Psalm 105. Ons gaan nou nie al die versies lees nie, maar as jy dit nou mooi gemerk het, dan sou ek jou nogal aanmoedig om vanaand, as jy by die huis is, dalk die hele Psalm weer te gaan lees. Ons gaan nou net eers die eerste 11 verse en dan die laaste 5 lees van die Psalm. So met die Bybels oop, kom ons maak gou vir 'n oomblik ons oë toe. Here, die wêreld waarin ons leef is vol veranderinge, vol uitdagings, vol op en affe van opgewondenheid en ander kere weer verdrukking. 'n Klomp van ons moes nogal gejaag het om vanaand hier in die kerk te kan wees. Ander van ons het weer die voorreg gehad om 'n bietjie stil te kon wees, te kon dink. Ja, selfs ook te kon voorberei prakties met die voorbereiding van die tekens van die nagmaal. Ek weet nie wie en hoe dit in elkeen wat hier sit se koppe aangaan nie, maar ek weet dat tussen al hierdie veranderlikes is U ons een konstante.
Is U die een gemene deler vir ons almal, maar ook die konstante wat vir ons in ons lewe aan die gang hou. Wat vir ons sin gee in die lewe, wat vir ons help, wat vir ons dra, wat ons bemoedig, wat ons troos, wat ons opgewondenheid deel, maar ook langs ons kan sit en huil. En mag elkeen van ons vanaand, maak nie saak met wat 'n agtergrond ons hier instap nie, U teenwoordigheid beleef in hierdie mooi gebeure, waar ons in U voetspore loop, Here. Mag ons U teenwoordigheid beleef in mekaar se teenwoordigheid, in dit wat ons nou uit die woord uit gaan lees, en die woorde daarna, in die preek uit, maar ook in die tekens, en in die sang en die musiek, in elke een se bydra, maar in elke stukkie, soos dit vanaand beplan is. Deur U beplan, Here. Dankie dat ons weet, Here, al kan tegnologie en mense en dinge ons in die steek laat, U dit nooit, maar nooit sal doen nie. En daarom is ons vanaand hier saam. Seën ons dan nou, Here, soos net U kan, om Christus wil. Amen. Psalm 105, loof die Here, roep hom aan, maak aan die nasies bekend wat hy gedoen het. Sing liedere, sing tot sy eer, vertel van al sy magtige dade. Roem sy heilige naam. Laat die wat die teenwoordigheid van die Here soek, bly wees. Soek hulp en beskerming by die Here, soek gedurig sy teenwoordigheid. Julle moet dink aan die magtige dade wat hy gedoen het, aan sy wonders, aan die reddingsdade op sy bevel. Julle, nageslag van Abraham, sy dienaars, nakomelinge van Jakob, vir wie hy uitverkies het. Hy, die Here, is ons God. Sy reddingsdade strek oor die hele aarde. Hy hou sy verbond altyd in stand. Die belofte wat hy aan duisende geslagte toegesê het, die verbond wat hy met Abraham gesluit het, sy eed aan Isak, hy het dit vir Jakob bevestig as 'n vaste toesegging, vir Israel as verbond, wat altyd sal bestaan. Hy het gesê, ek gee Kanaan vir jou as grondgebied en eiendom. En dan gaan hy aan oor die min mense wat daar was, en hoe die Here deur hongersnode en alles gelei het. Hy vertel ons die verhaal van Josef, en dan gaan hy oor na Moses toe, en dan lees ons in vers 40, nadat hy die psalmskrywer ons vat deur die uittog, dan sê hy in vers 40, toe hulle kos vra, het hy kwartels laat kom, en sy volk met brood uit die hemel versadig. Hy het 'n rots oopgebreek, en daar het water uitgestroom, wat soos 'n rivier deur die dorre gebied gevloei het. Ja, hy het sy heilige belofte aan sy dienaar Abraham gestand gedoen, en sy volk juigend, sy uitverkorenes jubelend laat voorttrek. Vir hulle het hy die heidene se lande gegee, wat deur die ander volke met moeite verkry is, het hulle in besit geneem. Daarom moet hulle sy voorskrifte gehoorsaam en sy wil doen. Prys die Here. Vriende, ons as Christene is interessante wesens. Iemand sê eendag, die mensdom is 'n beskrywende woord, want die mens is maar deksels dom. Ons is nie net dom nie, ons is ook vergeetagtig. En hierdie vergeetagtigheid het niks met ouderdom te doen, of demensie nie. Mense vergeet van die troue sorg van God. Sy sorg wat ons beleef het in die verlede, in die seëninge wat oor ons gestort word, in die krag wat ons kry in krisisse, in die verlossing en die nabyheid van ons God. Kortom, die mensdom vergeet wat God in Christus gedoen en gegee het.
En daarom is wanhoop so gou deel van ons DNA en van ons lewe. Wanneer uitdagings hulle eise begin stel, en die toekoms soos 'n berg voor ons partykeer begin lê, dan wil ons wanhoopig raak. Hulle vertel die mooi storie van Oliver Cromwell, politikus uit Engeland, het baie jare uit terug. Maar die se sekretaris was eendag op 'n baie belangrike reis. En eendag op hierdie reis het hy 'n slapelose nag. En hy raak eintlik beangs oor die gevoel en die voorgevoel wat hy kry dat iets bitter slegs op hierdie toer, op hierdie reis gaan gebeur. En hy raak so beangs dat hy later een van die ander amptenare gaan wakker maak en hom sê, ek moet iemand nou net vertel. Ek raak bewus van die feit dat hier groot onheil op ons wag. En dan vra die amptenaar vir hom, meneer die sekretaris, mag ek asseblief 3 vrae vir jou vra? Ja, sekerlik, sê die sekretaris. Hy sê, meneer die sekretaris, ten eerste, het God geregeer voor ek en jy gebore is? Ja, sê die sekretaris. Hy sê, sal God regeer nadat ons dood is? Ja, sê die sekretaris. Ten driede, moet ons God dan nie vertrou om ook oor die hede, oor hierdie nag en die reis te regeer nie? Die sekretaris het onmiddellik die wysheid ingesien, gaan slaap en kon rustig verder voortreis. Vriende, God regeer. Hy het nog altyd regeer en hy sal in ewigheid regeer. Maak nie saak wat ons beleef en wat ons om ons sien nie. Maar ons moet telkens hieraan herinner word. En daarom is gedeeltes soos Psalm 105 in ons Bybel. En is Psalm 105 'n treffende voorbeeld van iemand wat besef, deur die geskiedenis van Israel na te loop, God se verbond uit te lig en te sê, God regeer en sal altyd regeer. Die slim mense sê vir ons, toe hierdie Psalm geskrywe is, was die Israeliete en die volk van God in 'n krisis. Hulle het lyding beleef en het skynbaar God se afwesigheid beleef. En daarom word hierdie Psalm geskryf as vertroosting van die sekere sorg en teenwoordigheid van God. Daarom vat hierdie Psalm hulle juis deur die verhaal van Josef. Josef self het swaar gekry, maar tog op 'n manier bly vashou aan God, en God kon hom gebruik soveel so dat Josef op die ou einde vir sy broers kon sê met die hondersloot, as julle my nie in daai put gegooi het ons nie vandag kos gehad nie. So ook die Moses verhaal. Om die volk te laat herinner, ja, ek weet julle gedagtes is kort, want God red hulle op 'n wonderbaarlike manier, trek hulle uit Egipte uit, deur 'n see wat oopgaan voor hulle, en daai selfe see verswelg die vyand, net sodat hulle later kan sê, waar gaan ons kos kry? Ons is so dors. En hoe reageer God? Nie met, soos wat ek so reageer as mens, kort af, geïrriteerd nie, met liefde en versorging. Vriende, lydenstyd hierdie afgelope 7 weke wat ons in die kerk deurgeloop het, is by uitstek so 'n tyd van vertroosting en versekering. Want met lydenstyd leer ons weer dat God naby ons gekom het. Dat hy mens geword het, dat hy pyn en lyding en al ons versoekinge in sy eie lyf beleef het en ervaar het. So kan ons weet, is hy op die allerinnigste wyse betrokke in ons lewe, in ons geskiedenis, in ons armoede, in ons uitdagings, in ons ellende. En dis waar ons troos lê.
Die Godverlatenheid wat Christus aan die kruis beleef het, neem die angel uit ons ervaring soms van Godverlatenheid uit. En trouwens, die Godverlatenheid van Christus bring mee dat ons nooit God se teenwoordigheid, nooit sy troue sorg en liefde hoef te ontbeer nie. En daai sorg van hom neem verskeie gestaltes aan. Gaan kyk maar, daarom word die hele verbondsgeskiedenis eintlik geroep. Dit het een ding vir Abraham beteken, Isak, Jakob, Josef, Moses, so gaan ons aan. God sorg nie net vir die oorkoepelende redding nie. Hy sê nie net ons gaan in die hemel kom nie. Hy gee ons nie net geestelike redding, met ander woorde hoop nie. Hy sorg ook in die daaglikse nood. Daarom raak hy nie geïrriteerd met die volk nie. Daarom help hy hulle met hulle basiese oorlewing. Gee hy vir hulle kos en water, sê vers 40. Toe hulle kos vra, het ek hulle sommer kwartels ook gegee. Nie net kwartels nie, ook brood uit die hemel. En het die Here 'n rots oopgebreek, waar het water gestroom het. Want die Here weet ons het dit brood nodig. Daarom gee hy vir ons kos en water. Verskaf hy dit op wonderbaarlike maniere. Maar die wonder van hierdie kos is dat dit nie net ons honger stil. Dit stil ook ons geestelike honger. Want kos en water, brood en water, brood en wyn is ook verbondstaal. God gebruik etes om vir ons te vertel ook van die pad wat hy met ons loop. Daarom nadat hulle uit Egipte uit getrek het, dan sê die Here, vat nou hierdie ete, hierdie pasgemaal, en julle durf dit nie weer nie eet nie. Want God het gesien, ons is vergeetagtig, wanneer ons ingelei word in die verbond met die besnydenis, dan vergeet ons. Ja, selfs Moses het dit vergeet. Daar is so 'n klein boekie op my rak, die nag toe die Here Moses wou doodmaak. Daar is 'n kort stukkie in die Moses verhaal, julle moet dit gaan lees. Moses is so behep met God wat nou met hom stuur om hierdie volk te gaan red, dat hy vergeet om sy seun wat 8 dae oud is te besny. En dan sê die Bybel, dan kom God en dan wil hy vir Moses doodmaak, want as hy nie aan God se verbond kan hou nie, dan wil hy dan sal God eerder 'n ander plan maak. Dank Vader, hy's getroud met 'n gelowige vrou wat dan die seentjie besny. En die handeling doen namens Moses. En Moses op daai manier red. Dat God se plan kan voortgaan met Moses. Daarom verstaan Moses baie goed, as die Here vir hom sê, as julle nou hier uitgetrek het, dan gaan julle daai ete eet, en julle gaan daai ete gebruik om elke keer oor en oor vir julle kinders te vertel, dat ek 'n God is wat red. Dat ek 'n God is wat bevry. En gebruik die Here kos, om ons te herinner aan sy trou en sy verlossing, sy genade en sy liefde. Maar vriende, die amazing ding is hier, waar ons nou staan in die geskiedenis. Kom sit Jesus se daad aan die kruis, maar ook vanaand se nagmaal instelling, kom vier dit 'n hoogtepunt, want kom verander hy die Pasga in die nagmaal. Hy is nie meer die God wat gaan kom nie, hy is die God wat ook weer gekom het. Sien, die Jode het oor jare, oor eeue, veral na Dawid, vergeet dat die Here vir hulle 'n sendingkerk gemaak het. Die Here het vir Abraham gesê, ek gaan vir julle seën, vir jou seën, sodat jy tot seën van die nasies moet wees. Gaan lees maar 'n bietjie daar in Genesis 12. Genesis 22 bevestig die Here weer vir hom. Maar na Dawid
gebeur dit al hoe minder. Bou die Jode al hoe meer 'n muur om hulle, probeer hulle God vir hulle self hou. Maar Jesus kom breek uit daai mure af. Ja, ook nie net die mure van rasisme en van klassisme nie, maar ook van seksisme. Daarom verander God ook sy tekens, maar dit is dieselfde verbond, vriende. Dit is presies dieselfde verbond, maar om onderskeid te tref, verander die tekens. Kom verander Jesus in daai oomblik op die donderdag aand. Alles. Kom vernuwe hy dit. Kom sê hy dat hy nog altyd na al die nasies toe wil gaan. Na al die geslagte toe. Hy het hulle nog altyd in die oog gehad. Nie net Joodse mans nie. Daarom verander hy die besnydenis in die doop, sê Paulus 'n bietjie later vir ons, en die Pasga en die nagmaal. Ek wil nie vanaand vrede daaroor uitbrei nie. Ek wil juist die klem laat val, dat Jesus met die instelling van die nagmaal, op hierdie aand vir die wêreld, maar ook juist vir jou, en my kom sê het, ek sorg ook vir jou. Hoor jy dit? My trou, my sorg, my liefde, my verbond, is ook vir jou. Maak nie saak wie en wat jy is, waar jy vandaan kom, hoe dit ook al sy nie. Ek is lief vir jou, al is jy nie 'n Jood nie. My genade is vir jou, al is jy vol sonde. My redding is vir jou, voordat jy kon kies of kon vra, het ek die bloed glad vloei. En daarom, by nagmaal, versterk ons via die sintuie hierdie liefde van die werk van die Gees en van Christus en ons geloof. Die ou vertaling sê dit gee sekerheid. Ek weet nie of julle nog kan onthou die ou nagmaalsformulier het so gelees. So seker as vir elkeen hierdie brood voor sy of haar oë gebreek word en hierdie beker aan hom of haar gegee word en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en opstanding. En hierdie sekerheid, vriende, is nie, en hierdie waarborg is nie gegrond op ons gevoelens of ons stemminge nie, maar op die tekens uit die hand van God. Dit is die Here self wat dit gevestig het. Kan ons weer gou gaan kyk na daai woordjie geloofsekerheid? Geloofsekerheid gaan nie oor seker wees van my geloof nie. Geloofsekerheid gaan oor dat ek glo in die sekerheid met die hoofletter. En daarom is inderdaad die nagmaal 'n Godgegewe hulpmiddel vir ons vergeetagtige Christene. Kom sê Jesus, soos wat ek my volk uit Egipte uitgelei het, dit bly gestaan. Maar ek gaan jou ook die toekoms inlei, daarom verander ons die Pasga in die nagmaal. Vriende, en dit laat my net dink om te begin klaarmaak. Dat wat Psalm 105 vir ons hier leer, herinner my nogal in Romeine 8. Julle ken ons Romeine 8. Daai mooi gedeelte. Stefan Joubert sê, as hy sy huis afbrand, hy mag net een ding vat, dan gryp hy sy Bybel. Maar as hy nou weggelei word, en hy mag nie 'n Bybel by hom hê nie, en hy mag net, dan skeur hy Romeine uit. Hy sê, maar hy het geleer om Romeine 8 op te sê. Want dit vat alles saam. In Romeine 8, sy laaste gedeelte sê vir ons, wat kan my van die liefde van Christus skei? Hy noem 'n klomp goed op. Julle kan gaan kyk. Honger, nood, siekte, dood, noem maar op. En dan op die ou einde, dan eindig hy op die ou einde. Wat kan my van die liefde van Christus skei? Die boodskapvertaling sê dit so mooi. Nie die hoogste berg of die diepste see, letterlik niks in hierdie skepping kan my van sy liefde skei nie.
In my matriekjaar was daar 'n aangrypende storie van 'n vlug in Amerika, 'n vliegtuig wat geval het. En in daai geval het daar 155 mense van die 156 mense is dood. Die een persoon wat oorleef het, was 'n meisie met die naam van Cecilia, en sy was 4 jaar oud. En sy het die ramp oorleef omdat haar ma, Paula, die oomblik toe die vliegtuig begin val, haarself losgemaak het. En voor Cecilia gekniel het en haar omhels het. En selfs toe die vliegtuig val en het ontplof, kon daai geweld, daai kind nie uit haar ma se arms uit losruk nie. Dis hierdie soort liefde in die oortreffende trap wat ons beleef, sê Paulus, as hy sê, wie kan ons van Christus se liefde ooit skei? Soos ons vanaand hierdie nagmaal gebruik, in aanloop dat ons weet wat môre gebeur, dan wil dit ons troos en dit wil ons gerus stel. Dis nie 'n wet of 'n opdrag nie. Die teks wil nie sê, as julle dan sal God nie. Die teks wil nie sê, julle moet, eers dan sal God nie. Jy lees nie 'n oproep tot getrouheid hier nie. Wat jy wel hier in Psalm 105 lees is 'n troostvolle bevestiging van God se getrouheid, ongeag die omstandighede of tekens van die teenoorgestelde. Psalm 105, die nagmaal wat Jesus instel, en Romeine 8 wil ons vrymaak van vrese en bekommernisse. Want Christus se doel is om ons te troos en ons gerus te stel, om ons vry te maak. Ek sê weer, daar is nie 'n oproep tot getrouheid nie. As ons hierdie teks reg verstaan, dan besef ons God se triomfanklike liefde in Christus is sentraal in ons lewe en in die wêreld. En ons word genooi om dit sentraal in ons lewens te plaas. God se troos aan gelowiges is, as God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? En vriende, ten laaste, as ons hier uitstap, dan staan daar mos 'n bordjie, nou begin die sendingveld. Herinner hierdie teks ons net, dat ons hierdie boodskap in Vader se naam nie vir onsself mag hou nie. Dat ons dit met deernis sal deurgee. Verder gaan gee. Ons mag nie as nagmaalgangers selfsugtige mense wees nie. Die hoop wat ons herinnering meebring, moet ook die hoop van ander word. Mag ons as Christene leef, nie as mense voor die nuwe verbond nie. Mense van die nuwe verbond, nie die ou verbond nie. Wonderlike God en Hemelse Vader, ons bely vanaand dat ons ook dikwels so gefokus is op ons eie aardse dinge, dat ons vergeet dat U altyd oral is. Ons bely dat ons so besig raak met ons eie dinge, dat ons die verbuisterende wonder van U teenwoordigheid nie eens oplet nie. Ons bely dat ons geleenthede laat verbygegaan het, waar ons van U teenwoordigheid en werk in ons en ander mense se lewens kon getuig het. Here, ons bely dat ons baie min ons potensiaal van Christendom uitleef, veral omdat ons tog so styf kan vashou aan alles wat ons het, en ons so maklik ander mense kan uitsluit uit ons nougesegde sirkeltjies uit. Vergewe ons asseblief, Here. Leer ons om op te kyk en U oral te sien. Haal ons uit ons selfgesentreerdheid en leer ons om bewus te bly van U teenwoordigheid oral om ons. Gee ons asseblief die vrymoedigheid
om van u werk te getuig, van u kruis te getuig, van u genade en u verbond. Verlos en bevry ons asseblief van al die mure en grense wat ons om onsself gebou het, sodat ons ander mense met liefde in u naam kan bedien. Dan Here, bevestig asseblief in die lig van u vergifnis, opnuut weer tot ons opdrag aan mense bewus te maak van u in ons hele lewe. Amen. Vriende, soos wat ons sit, gaan ons nou lied 399 sing. Ons sing vers 1, vers 4 en vers 5 aan die tafel met die paasmaal. Ons gaan nou die tafel gereed maak en ons nooi al die mense wat hier voor moet kom sit en die diakens om reg te maak, en terwyl ons reg maak, sing ons lied 391 vers 1, 2, 3 en 5.
Nou, ons gaan vanaand nou die tekens uitdeel. En hoe dit werk is, julle gaan die tekens kry en dan by julle self hou, totdat ons nou dit saam gaan instel. Nou, julle sal sien, daar is nou vanaand bolletjies, in plaas van geknipte broodjies, so jy kan vir jou 'n lekker stukkie afbreek. Onthou net, die glasies kon ons nie groter maak nie, so jy het net daai bietjie om mee te sluk vir die ete. En ons het ook nie gebruik waar ons families op partykeer is, dan kan jy maar sommer 'n groter stukkie vat, so wanneer ons die brood hier voorbreek, kan die familiehoofde dit daar in julle groepie breek en ook so onder mekaar uitdeel wanneer ons dit het. So dit word nou uitgedeel en elkeen van julle, maak nie saak waar jy vandaan kom, wie jy is, oud of jong, is regtig welkom om saam deel te neem. Ons nooi julle hartlik uit. Deel asseblief ook saam met ons in hierdie liefdegawe. En dan die laaste dingetjie is, julle sal sien, wanneer die skinkbord met die glasies verbykom, die binneste ringetjie is bietjie ligter, dit is ons druiwesap, en buitekant om is ons wyn. So, as jy wyn wil hê, vat jy van die buitekant, van die donker is, of die druiwesap binnekant. So, ons deel dit nou uit, nadat ons uitgedeel het, dan, soos ons gesê het, hou julle dit by julle self, tot ons dit saam instel, en dan saam eet.
Kan ons net seker maak, is daar iemand wat dalk praat buis met wyn oorgeslaan is? Met druiwesap? Nee, niet julle alles? O, oké. Ben iemand met brood? Baie dankie. Kom ons bid saam. Here God, mag die brood vir ons die liggaam van die Here Jesus Christus wees. Mag die wyn vir elkeen sy bloed wees waarmee die nuwe verbond verseël is. Mag almal wat hierin deel vervul word met die Heilige Gees tot versterking van hulle geloof in waarheid, sodat ons U mag prys en loof deur die kind Jesus Christus. Amen. Vriende, toe dit tyd was, het Jesus aan die tafel gegaan en die apostels saam met hom op daai donderdag aand. En toe sê hy vir hulle, ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet, voordat ek gaan ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet, voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. So kom ons dink vir 'n oomblik rustig, wat beteken dit? Ons gaan so al daai lied so 3 keer deursing, om net weer vir onsself te sê, wat beteken die brood vir ons? Wat beteken die wyn vir ons? Dankie. Nadat Jesus die dankgebed uitgespreek het, het hy die brood geneem. Hy het dit gebreek. En hy het dit vir hulle gegee met die woorde, dit is my liggaam wat ek vir julle gegee het. Gebruik dit tot my gedagtenis. Daarom vriende, neem, eet, dink daaraan en glo, dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is, tot volkome versoening van al julle sondes. Teken van Jesus se liggaam. Teken van Jesus se liggaam. Teken van Jesus se liggaam.
Na die maaltyd het Jesus met die beker net so gemaak en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed wat ek vir julle vergiet het, of gaan vergiet. So neem, drink, dink daaraan en glo, dat die bloed van ons Here Jesus Christus gestort is tot volkome versoening vir al ons sondes. Daarom kan ons leef vanuit 'n verwagting, dat die Here Jesus spoedig weer sal kom. Teken van Jesus bloed. Here, hoe kan ons ooit vir U dankie sê vir alles wat U so mildelik aan ons gee en doen? Here, as ons so 'n droë broodjie eet en dit partykeer so 'n bietjie krap hier in die keel af, bevestig dit net dat dit 'n bittere kruistog vir U moes wees. Maar die soet van die druiwesap en die wyn daarna herinner ons net weer dat U daai krappigheid en die ongemak uit die lewe kom haal, alles in een oomblik toe U vir ons aan die kruis kom sterf het. Ons wat weet wat môre gaan gebeur, weet ook wat Sondag gebeur het. Maar vanaand dink ons aan daardie intense liefde, daai innige liefde, wat U vir elkeen van ons het. Here, U is vir my lief, al het ek selfs partykeer myself nie eers meer so baie lief nie. Want U vra nie, U kyk na potensiaal, nie na die geskiedenis nie. U gebruik wel die geskiedenis om vir ons te herinner, dat U ons nooit sal versaak en nooit sal verlaat. Seën vir ons, Here, soos net U kan. Ons is vir U innig lief. Mag wat ons sê en doen, as ons hier uitstap, dit vir die wêreld wys. Amen. Die blom is 'n simbool van hoop. Want die storie is nog nie klaar vertel nie. Vrydag kom, maar Sondag is ook aan die kom. En daarom bring ons Sondag almal blomme om hierdie doringkruis toe te maak. Jesus se laaste woorde aan die kruis was, dit is volbring. En ons gaan nou in stilte dan nou ook die kerk verlaat, tot ons mekaar weer sien
Sondag. Mag die Here jou seën.